Goeiemôre, ons vertrou dat u ook 'n wonderlike nagrus gehad het en dat u ook hierdie uitsending van die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth geloofsversterkend en geloofsverrykend sal vind. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Soos die oë van die diensmeisie op die hande van haar meesteres gerig is, so is ons oë op u gerig, Here, ons rots en ons verlosser, want ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Mag die genade, barmhartigheid en vrede aan ons geskenk word deur God die Vader in Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 169, al 3 verse, dit handel en spesifiek ook oor die heiligheid van die Here. Doen nou belydenis van ons geloof en elkeen spreek as volgens sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, naamlik die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van my sondes. Ek glo aan die opstanding van my liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here soos opgeteken in Eksodus hoofstuk 20. Ons luister daarna as 'n reël vir ons dankbaarheidslewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die
wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou saam uit Psalm 40:1, die eerste vers. Kom ons verenig nou in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons aanbid U as ons Vader in en deur ons Here Jesus Christus. 'n Vader wat ons liefhet, wat ons versorg, wat net die beste gawes van elkeen van ons gee, volgens elkeen van ons behoeftes. Vader, ons beleef U liefde en voel dikwels U nabyheid, U troostende hande om ons as ons huil en swaar kry. Ons weet dat U ons ook nooit los nie, maar alles laat meewerk vir ons ewige wel en wee. Ons dank U dat U elke dag vir ons sorg in hierdie inperkingstyd. Daar is sommige van ons lidmate en daar buite in die wêreld wat dit moeilik het om elke dag kos op die tafel te hê. Daarom bid ons dat U vir hulle sal sorg en vir ons ook 'n oop hand en 'n hart sal gee om die armes onder ons te dra met liefdesorg. Ons dank U Vader vir die sorg in ons gemeente, vir elke lidmaat wat nog help dat U woord verkondig word. Al is dit op hierdie virtuele manier. Tog hoor ons U woord en daarvoor dank ons U. Daar's by ons die diep begeerte om U saam met gelowiges in 'n erediens weer te kom loof en prys. Daarom bid ons dat U ons sal bekeer, sodat ons onsself kan bekeer en opreg voor U sal lewe. Wil U tog gee dat hierdie pestsiekte ook sal stop, maar as U wil dat daar deur hierdie gebeure nog mense moet wees wat tot bekering kom, laat U wil dan geskied, tot uitbreiding van U koninkryk en tot verheerliking van U naam. O God, laat mense in die wêreld tog agterkom, dat U ook hierdie virussiekte toelaat, dat mense opnuut na U sal vra, en U begin smeek om genade. Maak ons dan nie opstandig nie, maar laat ons geduldig op U wag, vir die dag en die geleentheid, om U weer saam te aanbid. Geef vir elkeen wat oor ons gestel is, wysheid en insig, beskerm U
ook so ons land en sy mense tog, en laat ons nie vassteek by die gebeure in die wêreld nie, maar elke dag erns maak om U te aanbid en te dien. Maak ons juis nou getroue dienaars van U, diensmaagde, wat volhardend U sal bly soek. Vergewe ons sondes, ons twyfel, ons vrae. Laat ons tog nooit in opstand kom en kla nie. Ons vra alles ter wille van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Psalm 2, verse 1 en 6. Wat dring en dryf die wolke heidendom, dat volke ras in opgewondenheid. Gedigte koning staan gereed al op, die wêreld groot is raadslag vir die stryd, om God almagtig na die kroon te steek, en saam teen sy gesalfde op te staan. Hosea, kom nou, laat ons al bande breek, en volhou juk vir altyd ons ontslaan. Ons gaan nou saam lees uit Hebreërs 10 vers 1 tot 18. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. En dan ons teksgedeelte,
Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons, eers sê hy, dit is die verbond wat ek met julle na hierdie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Ons het verlede, so pas hierso by Donderdag het ons die hemelvaart herdenk, en nou sluit ons verder daarby aan waar Jesus Christus ook in die hemel is, maar dit word vooraf gegaan ook deur eers sy offer wat beter was as die van die priesters. En daarom ook die tema Jesus bring 'n voortreffeliker offer en wag op sy wederkoms. Die Hebreërs skrywer het ons al daarop gewys dat Christus hoër is as die engele, dat hy groter is as Moses, dat hy 'n beter hoëpriester is as die hoëpriester hier, en dat hy ook 'n beter verbond bring as die wat vroeër daar was. Jesus Christus word aan ons geteken as die een wat hoër en groter is as enige iemand wat ooit in God se koninkryk opgetree het of 'n rol gespeel het. Nou gaan hy verder en hy wys dat Christus as priester ook 'n beter offer bring as wat die priesters gebring het. Nou kom ons gaan kyk eers na die offers van die Ou Testamentiese priesters, en dan in die tweede plek na die offer van ons Here Jesus Christus wat dan beter is, en dan in die derde plek waar hy in die hemel is, wat doen hy daar? Onder andere wag hy. Dan in die eerste plek die offers van die Ou Testamentiese priesters. As die skrywer sê dat die wet van Moses slegs 'n skadubeeld is van die weldade wat sou kom, in vers 10 vers 1, dink hy aan daardie deel van die wet waar die offervoorskrifte op betrek het. Letterlik staan daar dat al die offerwerk van die priesters net 'n skaduwee bevat van die dinge wat gaan kom. Dit is nie eers 'n model of 'n beeld of 'n of ander lewensgetroue saak wat vir ons afgebeeld word nie. Die priester bring jaar na jaar dieselfde offers, en tog kan dit jou nie van jou sondes genees nie, of gered nie, of vrymaak nie. In die vorige hoofstuk, hoofstuk 9 vers 9, staan dat die offers jou eintlik net van buite af skoon maak, maar nie van binne af nie. Dit beteken dat die sonde besef in jou binneste bly. So stel hoofstuk 10 vers 3 en 4, dat die offers hulle eintlik altyd aan jou sondes laat herinner. Dit is 'n soort van 'n eindelose kringloop daar, dit bly voortgaan en voortgaan en voortgaan. Sonde, en dan kom daar offer, en dan sit weer sonde, en weer offer, en so gaan dit aan. Daarmee was die offers van die priesters nooit finaal gewees, en dit was ook nie effektief gewees nie. Hulle offer wys elke dag weer oor en oor wat dit gebring moet word. En as die skrywer dan nou Psalm 40 vers 7 tot 9 aanhaal, wys hy dat diereoffers, brandoffers, graanoffers en sondoffers eintlik maar 'n uitwendige vormdiens was waarin die Here nie behaag gehad het nie. Hy het behaag gehad in gehoorsaamheid wat uit die hart uitkom. En dit moet elkeen van ons ook weet, dat ons God eers werklik kan aanbid as ons beroep op die gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus. Hy was tot die dood toe gehoorsaam aan God gewees. En ons kan net in sy gehoorsaamheid tot God nader,
Ons kan net in sy gehoorsaamheid tot God bly bid. Ons eie eie gehoorsaamheid is tog nog vol gebreke en vol swakhede. Ons wil die Here dien in gehoorsaamheid wat 'n uitvloeisel is van dankbaarheid, omdat die Here sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. As ons nie met 'n gehoorsame hart na die Here toe kom, aanvaar hy nie ons offers en gebede wat niks meer dan sal wees as eintlik maar vormdiens nie. Kom ons gaan kyk nou in die tweede plek na die Here Jesus se offer. Die skrywer van die Hebreërpreek of brief wys dat Christus hoër en groter is as enige iets of enige iemand wat nog voorheen in die koninkryk van God opgetree het. Hy bring ook baie duidelik 'n beter offer as die priesters. Nou gaan die skrywer en hy pas Psalm 40 vers 7 tot 9 op Christus van toepassing, of my maak dit op Christus van toepassing. En dan hoor 'n mens deur die digter die Here Jesus kom aan die woord as hy sê, hy het gekom om God se wil te doen, soos dit in die boekrol aan hom geskrywe staan, vers 7. In hierdie Psalm staan God se wil eintlik voorop. Dit is die sentrum van hierdie Psalm. En mens sien dit in die woorde wat na vore kom, soos wat u wou hê, wat u behaag, u wil ensovoorts. Telkens kom dit na vore dat uiterlike vormgodsdiens God nie kan behaag nie. En ook hier die priesterlike offers, hoe baie ook gebring word, sal die Here ook nie kan behaag nie. Maar net gehoorsaamheid wat uit die hart kom, is vir die Here aanneemlik. En Jesus kom dan in volslae gehoorsaamheid om God se wil te doen. Ons sien dit alreeds in Jesaja 53, waar daar gepraat word van die lydende knegt van die Here, wat sy lewe ook vir mense sal gee. En daar in Getsemane sien ons, dat die Here Jesus bid in gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader. Nie my wil nie, maar u wil, laat dit geskied. En dit strook so mooi met hierdie Psalm 40 wat hier aangehaal word, waar Jesus sê, toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. Wat Jesus ook al aan die kruis moet deurmaak, staan God se wil vir Jesus Christus voorop. 'n verklaarder die stel dit so mooi, as hy sê, van hierdie offerwerk van ons Here Jesus Christus, hy sê, soos die twee kruisbalke, het die offerlyn en die gehoorsaamheidslyn mekaar daar op Golgotha op 'n volmaakte manier ontmoet. Dit sê professor De Tooy. Ons kry hier die hoogste vorm van gehoorsaamheid as die Here Jesus Christus tot die dood toe hom as hoëpriester op die altaar lê vir ons sondes, omdat hy juis God se wil uitvoer. Hierdie offer van Christus in offervaardigheid en in gehoorsaamheid tot die dood toe is genoeg, oorgenoeg kan 'n mens sê. Daarom sê die skrywer dit is eens en vir altyd. Dis 'n volmaakte offer waarby niks meer bygedra of bygevoeg kan word nie. Bo en behalwe dat Christus se offer in ware gehoorsaamheid gedoen is, was sy offer ook 'n volkome offer gewees, waar die priesters elke dag moes offer, oor en oor, en nooit die sondes eintlik regtig kon wegvat nie. Bring Jesus net een offer vir ons sondes, en daardie offer is geldig vir alle tye. Is dat hy opgevaar het daarna na die hemel toe, is 'n bewys dat daardie offer, eenmalige offer aanvaar is, en dat hy nou daar in die hemel aan die regterhand van God stelling inneem op die troon, eintlik as het ware 'n mede-koning is aan die regterhand van God, om nou oor alles en almal te regeer. Hy het ons gesê, al die mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee.
In vers 14 stel die skrywer eintlik hoe effektief die offer van die Here Jesus was. Hy sê die een offer van Christus het sy kinders volkome vrygemaak van sonde. En die woord wat gebruik word in die Grieks beteken om sondes totaal en al weg te vat. Vers 17 sê dat God nie eers meer oor ons sondes dink nie. Hy verwyder ons sondes so ver van ons af, soos wat die ooste verwyder is van die weste, sê Psalm 103 vers 12. Die offer van die ou verbond kon dit glad nie gedoen het nie. Net Christus bring volkome vergifnis en net hy kan ons met sy kruisoffer weer met God versoen. En hy alleen kan sorg dat ons weer toegang het tot die Vader. Hy sê immers, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis deur hom wat ons na die Vader toe gaan. Laastens, terwyl die Here Jesus dan nou in die hemel is, wat doen hy daar? En een van die besondere sake wat hy daar doen is, hy wag. Dis vir die Here Jesus ook 'n wagtyd. Die groot verskil sien ons in die priesters, wat jaar in en jaar uit, dag vir dag, dieselfde offers bring. En dan sê vers 11, dat hulle staan, hulle is as het ware aan die gang, terwyl Jesus daar in die hemel sit, aan die regterhand van God. Hy het volkome betaal, hy het opgevaar in die hemel, en daar regeer hy vanuit sy troon, oor my en jou, oor die wêreld. Hy is ook, en dit weet ons baie duidelik, ons voorspraak in die hemel, en dat hy ook vir sy disippels gesê het, en deur hulle vir ons, dat hy gaan om vir ons plek te gaan berei. Tog hoor ons iets besonders hier, so wat Jesus nog daar in die hemel doen. Hy wag. En hierdie wag is as het ware 'n gespanne afwagting. Hy wag in die eerste plek dat sy raadsplanne tot uitvoering kom en afgehandel word. Hy wag dat alles volgens die ordelike verloop van sy raadsplanne afgehandel sal word. Niks word afgejaag nie, sodat God daarin in alles die eer sal ontvang. So wag hy na sy volmaakte offer, deur gretig uit te sien om alles af te handel. Hy wag ook totdat die laaste uitverkore kind van hom gebore is, sodat hy weer op die wolke kan kom. En kom ons wees eerlik, vir ons voel dit baie daar asof dit 'n geweldige lang tyd is, en wanneer kom die Here dan? Vir ons voel dit baie keer asof die Here talm om te kom. Maar nou moet jy mooi luister wat sê Petrus in 2 Petrus 3 vers 9. Hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dus dit gaan ook nog om lankmoedigheid van die Here, om elke een wat nog op hierdie aarde tot bekering kan kom, die geleentheid daartoe te gee. Nou, vers 13 stel dat hy wag totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Nou hierdie woord van onderwerp beteken dat jy eintlik, is 'n woord wat in oorlogstyd gebruik is, en as jy jou vyand gewen het, dan het jy gewoonlik jou voet op hulle nek gesit, om daarmee soort van te sê, ek het absolute heerskappy oor jou. En so wag die Here, dat sy vyande ook onderwerp word. Die Satan en sy bose magte, die antichrist, ook al die ongelowiges en veral die wat spotters is en ook lasteraars wat die Here se naam sleg maak,
in hierdie wêreld. Die Here wag vir daardie dag dat hy sy voet ook op sy vyande se nek kan sit. Ek vat saam, na Jesus Christus se volmaakte offer vir my en jou sondes, het hy opgevaar en regeer hy daar in die hemel as 'n mede-koning. Hy doen vir ons daar voorspraak en berei vir ons plek voor. By dit alles wag hy angstig om God se raadsplanne uit te voer, sodat hy kan kom om by ons te kom inwoon en sy vyande finaal mee af te reken. Dis die laaste sake waarmee die Here Jesus Christus hom besig hou voor sy wederkoms. Sal ek en jy dan nie ook angstig saam met hom wag nie? Angstig ook uitroep, soos die skrywer Johannes in die Openbaringboek vir ons wys, dat die Gees en die bruid, dit is al die gelowiges, sal uitroep, kom Here Jesus, kom gou, Maranatha. En dan kry ons ook in die laaste bladsye, die laaste hoofstuk, die laaste belofte van ons Here Jesus Christus, as hy sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank en loof U dat U nie die wederkoms, U koms uitstel nie, maar dat U ook angstig wag, sodat die raadsplanne van ons hemelse Vader uitgevoer word tot op die laaste druppel toe. Elkeen tot bekering kan kom en die laaste kind, uitverkore kind van U ook gebore sal word. Ons dank U Here dat ons op U kan bly wag. Gee dat ons nie in hierdie wêreld so besig sal wees met al die dinge rondom ons, dat ons nie ons oë sal ophef en in die nis in die wolke sal kyk en U inwag en verwag nie. Wil U dan ook al ons swakhede en sondes vergewe en gee dat ons ook as kinders van U aktief sal leef met 'n begeerte en 'n hinkering om ook by U te wees. En dat ons ook soos die trekvoëls al meer haastig sal word as ons sien die tekens van die tyd, van die somer is hier, of die winter het gekom en ons moet trek na 'n ander plek. Vergewe ons dan ook ons hopeloosheid partykeer, dat ons nie genoeg na U toe uitreik nie, dat ons nie genoeg op U wag nie, dat ons baie keer in ons geloof so klein gelowig is. Versterk U ons dan en laat ons op U bly wag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons, voordat ons dan door die laaste lied gaan sing, net weer die kollekte eintlik by die deure gaan vandag vir die emeritaatsversorging, en ons vra U dat U asseblief per EFT sal afdra. Daar is ook die rekeningnommers vir die kerkraad as ook die diakonie. Psalm 110 vers 3, vers 1 en 3.
bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle almal wees. Amen. Het lyk vir my, ja, die kat het ook hier so saam 'n paar liedjies gesing, maar ons herinner u net aan eerskomende Sondag, die 31ste, het die kommissie wat deur die synode daarvoor afgevaardig is, ek dink dit is Potchefstroom Noordbrug, of nie Noord, het ook besluit, ja, dat ons dan 'n dag van verootmoediging sal hê. En daarvoor vra ons u dat ons almal tog ook by daardie erediens ook saam sal bid om die genade en die bystand van die Here ook in hierdie moeilike tye. Baie dankie.